So hier's 'n paar vrae wat ingekom het vir julle vraestel. Dis nou vir die Junie vraestel, vraestel 2. So kom ons kyk gou wat julle gestuur het. Die eerste vraag vra hulle vir my bereken die lengte van CB. So die eerste ding wat ek daarso gaan sien vir CB is jy gaan kyk altyd eers vir jou 90 grade driehoek. My 90 grade driehoek sê vir my ek kan twee goed dan gebruik. Liewe vriend Pythagoras of ons kan dan outomaties jou gewone sin cos en tan gebruik wat jy in graad 10 geleer het. Okay. So in hierdie geval ek gaan net sin cos en tan gebruik. So hierdie is my skynsy. Daai enetjie is my teenoorstaande sy, want hy staan teenoor die 43 wat ek wil gebruik, en dis my aangrensend. So dan gaan merk jy dit wat jy het, en dit wat jy soek. Wel, ek het daai ene, en ek soek daai een, so ek gaan vir tan gebruik. So ek gaan skryf om te gaan sê, die tan van, ons werk hier met 'n 43 grade, is gelyk aan T op A of O op A, so in hierdie geval is dit 'n 4 bo op my A's wat ek soek, ek gaan hom sommer 'n X maak, of ek kan hom gaan skryf met as CB, en dan, as jy nie die algebra kan onthou hier agter nie, maar jy maal hom deur, en dan gaan deel jy weer daarmee, so jou vergelykingkie wat jy in jou calculator gaan intik, gaan wees om te sê, X is gelyk aan 4 bo op die tan van 43, en dit gaan check jy in jou calculator in, en dan kry jy hierdie as 4,289, met ander woorde 29, en let wel, ons werk hier met meter. Ok, so nou het ek hom gekry. Great, kom ons gaan sit hom in. Ons het hom as 4,29. Ek hou maar daarvan om my skets te update, soos wat ons aangaan, dan weet ek ten minste ek's reg met dit. Ok, nou vra hulle vir my, bereken die lengte van CD. So vir CD, sien ek, daar is CD. So jy kyk altyd eers vir jou crisscross, want is nie 90 grade driehoek hierdie nie. Ek het hier regtig 'n crisscross vir my, want ek het nie nog 'n hoek nie. En ek soek die sy. So dadelik wat ek sien is my toebroodjie. Of 'n broodjie met 'n vulling aan die binnekant. So as jy kan dit is die gedeelte vir my toebroodjie. So dis wat ek sien, so my toebroodjie, dit is kos, so ek gaan my cosinus reël gebruik. So ek gaan hom sommer hier in die onderkant skryf. Dis die een wat ek soek. Ek gaan hom nou sommer X maak. Right. Of jy kan hom 'n klein B maak, want hy staan oorkant die hoekie B. So sê maar jy wil hom so maak. Dan staan daar B² is gelyk aan daai 1 kwadraat. Ek sal die lettertjies eers vir julle skryf. CB² plus BD² minus 2 mal met CB mal met BD mal met die kos van 115 grade. Ok, en dan letterlik gaan jy hierdie ding net so in jou calculator incheck wanneer jy jou getalletjies in het. CB² is 4,29 kwadraat, BD is 5,6 kwadraat, minus 2 mal met 4,29 mal met 5,6 mal met die kos van 115 grade. En dit gaan jy nou in jou calculator incheck. Nou vra hulle vir my bereken die oppervlak van driehoekie BCD. Oppervlak, super maklik, dit is die heel maklikste een van hulle almal, is jy gaan gebruik 'n toebroodjie. So vir my oppervlak gaan sê ek die helfte van daai een, maal met daai een, maal met die sin van my vulling. Okay. So jy gaan skryf eers jou formule, is om te sê my oppervlak is die helfte van A maal met B, maal met die sin van C. Wel, in hierdie geval gaan ek nou ander lettertjies gebruik, so jy kan dit gaan invul as jy wil, om te gaan sê, dit gaan weer helfte van hierdie klein D, die helfte van D, maal met die klein C, maal met die sin van B. Maar jy hoef nie hierdie en daai te skryf nie, jy kan een van die twee net gaan skryf. Right, so ek gaan hierdie netjie net uitvee, om dan te gaan sê, so ek weet dis die helfte van die een sy, so dis die helfte van die 4,29, mal met die 5,6, mal met die sin van die 115 grade. En dan gooi jy hierdie net so in jou calculator in. En dan kry jy hom 'n 10,886, met ander woorde 10,89, en asseblief jou oppervlak is altyd meter kwadraat. Alright.
Okay, so vraag 2. Hierdie een sal ek definitief klassifiseer as bietjie 'n moeiliker een. Dit was baie moeilik om al die goed raak te sien, dink ek. Veral as mens nou nog stres en al daai druk en faktore nou in ag neem. Maar okay, so dit is actually it's not that bad, maar dit was definitief 'n tricky een, so moenie te hard wees op jouself as jy sukkel om hier goed in te sien nie. Hulle kan darm nie die hele vraestel so maak nie, want dan gaan daar nie baie mense deurkom nie. So julle kan rustig wees. Okay, so wat ek hier sal sien, hulle het eers vir my borstaf gegee om te sê hierdie lyne is parallel, so dadelik dink ek, okay, ek kan of my vanhoeke gebruik, of ek gaan my eweredigheidstelling kan gebruik om byvoorbeeld te sê daai een bo op daai een is gelyk aan daai een bo op daai een. Of ek dink, right, dan kan ek dalk nog ander driehoeke gebruik. Ek sien 'n klomp driehoeke wat tussen hierdie parallelle lyne verval, so ek kan, ja, jy kan groot gaan met dit. Okay, dan sien ek ook 'n raaklyn. Onthou, begin altyd by die dele wat jy sien, voordat jy gaan kyk na wat hulle vir my vra. Ek sien 'n raaklyn, so as jy wil, kan jy 'n klomp goedjies so lank gaan invul, om te gaan sê, okay, ek kan sien as hierdie hoekie X is, ek hou daarvan persoonlik om dit te doen, om eers alles wat dan ook X is, te gaan invul, die obvious stuff. So, as hy X is, daar is hoekie X, dan kan ek gaan sê, okay, as gevolg van my raaklyn koordstelling, kan ek gaan sê, hierdie hoekie is ook X, so as julle die mooi persdriehoekie sien daar, so daar is 'n driehoek wat ek my raaklyn koordstelling kan gebruik. Let wel, jy kan nie hierso jou raaklyn koordstelling gebruik nie, want hierdie is nie 'n actual koord nie en daai een ook nie. As hy gegaan het tot daar, ja sure, dan kan ek my raaklyn koordstelling gebruik, maar vir nou kan ek nog nie. So ek sien daai X, ek sien 'n klomp parallelle lyne. Right, maar vir nou, kom ons maak of dit nou die enigste obvious stuff is wat ons kan sien. Okay, righty, let's go. So hulle vra vir my, bewys dat driehoekie PGB, daai is gelykvormig aan driehoekie GEB. So ek gaan hulle merk, ek moet bewys dat hierdie geel driehoek, driehoekie PGB, gelykvormig is, en as jy onthou, gelykvormigheid het te doen met jou, of al drie hoeke is dieselfde, of jou sye is in verhouding tot mekaar, so eweredig, tot mekaar verdeel. So ons gaan sê dan driehoekie GEB, so hoekie GEB. Okay, ek gaan merk om, kleer hulle net so lank in. Okay, nou wat ons gaan doen, so sê nou maar, ek wil hê julle kan hierdie tip so half gebruik, sê nou maar jy is totaal en al stak, en jy het regtig nie 'n cooking clue wat hier aangaan, of waarom te begin, en jy weet, iewers moet hier punte wees, maar jy het nie 'n idee waarom te begin nie. My go-to is maar gewoonlik om te gaan sê, okay, ek kan gaan sien met my eweredigheid en gelykvormigheid, maar met my gelykvormigheid veral, soos wat hulle vir my so gee, ne, is, hulle gee vir my eintlik ook klaar die volgorde. Hulle sê vir my, dit is verskriklik belangrik en dis wat lekker is daarvan, om as hulle vir my sê, bewys hierdie ding is gelykvormig aan daai ding. Hulle sê vir my, in my geel driehoekie, moet hoekie P, so daar is hy moet dieselfde wees as in my pink driehoek, so hoekie G. So ek weet, hierdie gaan ook X wees, so dit help 'n mens om so lank 'n idee te kry van, okay, is daar 'n direkte link wat ek al sien? Ek sien nog nie, want ek weet ek kan nie my raaklyn koordstelling gebruik nie, maar dit, soos ek sê, dit help vir jou om dan 'n link te gaan soek. Okay, so ons gaan dit, ek gaan dit sommer vir julle so doen, dit werk net 'n bietjie makliker uit. Alright, so om hierdie te begin, is jy gaan skryf, altyd jou eerste gedeeltetjie is om te gaan sê, right, in driehoekie, ons werk nou met hierdie ene, so ek gaan die skets hier so ooplos, dan kan ons lekker groot skryf. Okay, ons begin om altyd om te sê, in driehoekie, ons werk met driehoekie PGB, en in driehoekie, hulle het vir my spesifiek gesê, driehoekie GEB. Driehoekie GEB is. Okay, en dan gaan lys jy nou jou drie goedjies. Right, so kom ons kyk gou, ons weet hoekie P, kom ons kyk of ons 'n link kan sien. Ek kan sien, ek kan hierdie enetjie X noem. Sien julle hoe mooi werk dit uit, want ek sien parallelle lyne, so ek weet ek kan my verwisselende hoeke gebruik. Daar's 10 teen 1 baie maniere hoe mens hierdie kan doen. Ek sien sommer net daai direkte link. So hoekie P is dieselfde as hoekie G1, en dan my rede is jou verwisselende hoeke, en dou met verwisselend kobinnenhoek en jou ooreenkomstig, moet jy vir my sê, watse hoek is, watse lyn is parallel aan watse lyn. So in hierdie geval, het ek gaan werk met DG, is parallel aan AC.
Alright, so ons het daai gedeeltetjie. Tweede een. Nou gaan kyk ek hierso, right, nog ietsie. Ek kan sien, as ek kyk na my volgorde, sê hulle vir my, in my geeldriehoek is hoekie G, so hierdie hele hoekie G van my geeldriehoek, hy gaan dieselfde moet wees as die hele hoekie E in my pink driehoek. Alright. So kom ons kyk of ons as ons nie 'n direkte link sien nie, nee, issue nie. Ek sien nie nou 'n baie spesifieke direkte link nie. Ek sien 'n pad wat 'n mens kan volg, maar nee, vir nou, kom ons kyk eers of daar iets anders is. Okay. So kom ons sê dit gebeur en jy sien hom nie. Right, moenie stres nie. Kom ons kyk na die volgende enetjie. Hoekie B in my geeldriehoek, dit lyk dalk bietjie makliker om te vind. En hulle sê dit moet dieselfde wees as hoekie B in my pink driehoek. Kyk nou net. Nou kan ek sien dit is 'n gemeene hoek. So dis sien julle, it's not that bad. Dit help regtig vir 'n mens om op hierdie manier te doen om te weet wat moet dieselfde wees as wat. Ek het nou die vraestel uitgewerk, hierdie vraagie. Daar's 'n klomp maniere om wel te bewys dat hierdie hoekie G, daai hoekie E dieselfde is, maar 'n mens moet 'n bietjie langer vat met 'n ander raaklijnkoord en so daar is definitief maniere. Ek gaan net vir julle die makliker manier nou wys. Okay. So ek kan dadelik nou gaan sê, right, vir nommer 2 kan ek gaan sê hoekie B is dieselfde as hoekie B en dit is gemeen. Yay, so dit was nou baie maklik gewees. Okay, en dan vir gelykvormigheid kan ek altyd net gaan sê nommer 3, my derde hoek van my driehoek, want ons het werk met binnehoeke van 'n driehoek. So dan kan ek gaan sê, okay, ons werk nou hierso met hoekie G, so dit sal wees hoekie G1 plus 2, hierdie hele hoekie G in my geeldriehoek, gaan dieselfde wees, ons het mos gesê dit gaan dieselfde wees as hoekie E, en dis een wat ek nou nog kort. So kom ons maak hom E1 en E2, gewoonlik het hulle daarom name, so ek sal gaan sê in my pink driehoekie, hy is dieselfde as hoekie E1, plus, nee, hy is dieselfde as hoekie 2, en dan my rede is derde hoek van 'n driehoek. Okay, so nou het ons hom gaan gelykvormig bewys, so dan moet jy altyd net gaan sê, alright, so dit wil sê, driehoekie PGB is gelykvormig aan driehoekie GEB, en jou rede wat jy hier gebruik het, was hoek, hoek, hoek. Okay, ek gaan hom baie vinnig net wys wat jy kon gedoen het, is sê nou maar jy wou met hierdie hoekie gewerk het, dan sou ek gesê het, ek sou hom sommer 'n ei genoem het. En jy kan gaan wys, sien hierdie ei, as jy gaan kyk na daai driehoek, kan ek sien hierdie is ook hoekie ei. En dan wat jy kon gaan doen het, is jy kon gaan sien ons het 'n pragtige strikdas, daar is my strikdasie, dan kon ek sê, wel hierdie hoek is ook hoekie ei, okay, so hierdie stuk is ook dan hoekie ei, en dan kon ek hom nou eintlik half die pad gevat het met verwisselende hoeke en binnenhoeke en 'n klomp sulke staf. So wat ek toe nou gesien het is, okay, sien julle hierso is my binnenhoeke, jy kan dit gebruik, ek sal sommer gaan vir ooreenkomstig om te dan sê hierdie hoekie is ook hoekie ei, en dan kan ek regoorstaande hoeke gebruik om te sê daai een is ook ei. Soos ek sê, daar is maniere om dit te bewys, maar ek sou net volgens my volgorde gegaan het, as daar nie 'n obvious link is nie. As jy 2 van die hoeke kry, dan weet jy die derde een is jou derde hoek van 'n driehoek. Maar nou het ek vir julle gewys hoe mens ook kon gewys het, daai 2 is dieselfde. Okay, right, volgende enetjie. So vir die volgende een, ek het net gou gaan invul wat ons daarom al klaar het, is om te gaan kyk, rightie, hulle sê vir my, bewys nou dat driehoekie SGB, ek gaan hom sommer pink merk, driehoekie SGB, hulle vra vir my, ek moet bewys, hy is gelykvormig aan driehoekie GFB, ons maak hom groen, driehoekie GFB, ek hou daarvan om dit te gaan color code, dan weet ek ten minste waarmee ek werk. Okay, so kom ons kyk wat ons het. Weereens, as jy nie seker is nie, jy kan volgens met jou volgorde gaan werk. Dit help 'n mens verskriklik baie, maar jy hoef nie. Okay, maar ek sal gaan om te sê, eerste wat jy altyd doen met gelykvormig is jy gaan sê in driehoekie SGB en in driehoekie GFB is. Okay, en dan gaan lys ek nou my 3 goedjies. Right. So, ons kan nou maar net weer na my volgorde gaan kyk hierso. So, wat my volgorde hier vir my sê, is om te sê, okay, in my pink driehoekie, hoekie S,
moet dieselfde wees as in my groen driehoek se hoekie G. So dit sê dadelik vir my, okay, as ek kan bewys dat hierdie hoekie S ook 'n X is, dan weet ek mos is dieselfde. So ek sien nie 'n direkte link as ek kyk na my, wat ek wel sien, is 'n pragtige driehoek met 3 koorde. En ek sien 'n raaklyn, so dadelik dink ek kan teen dan my raaklyn koordstelling gaan gebruik, om te gaan sê, hierdie enetjie is dan ook X. As jy nie 'n raaklyn koordstelling raak gesien het nie, nog iets wat ek gesien het, is om te kan sê, sien julle my mooi strikdas. Al die 4 punte raak aan my sirkel, so ek het my koorde 4 hoekie daar, en dan kan ek hoeke in dieselfde segment gebruik, dan weet ek ook daai is X. So jy kan kies wat se rede jy wil gebruik, so ek kan hom so lank gaan sit as 'n X. So ons sê, right die hoekie S in my pink driehoek gaan dieselfde wees as hoekie G, ons in hierdie geval sit G1, so hoekie G1, ek gaan sommer die raaklyn koordstelling gebruik. So my raaklyn koordstelling, soos ek sê, jy kon nie ander ook gebruik het. Alright, nou het ek hom as X, ek kyk altyd eers of ek nie 'n gemene hoek sien nie, ek love dit, want dit is soveel vinniger om dit dan te doen. Dan kan ek gaan sê, wel, hoekie B in my pink driehoek, so dit is B3, is dieselfde as hoekie B in my groen driehoek, wat ook B3 is, en dan my rede is gemeen. Gaan kyk vir daai gemene hoek, en dan kan ek gaan sê, okay, so dan weet ek hoekie G in my pink driehoek, ek gaan hulle sommer merk, so hoekie G in my pink driehoek, ek weet daai enetjie, so dit sal wees hoekie G1 plus 2 plus 3, of jy kan sê hoekie SGB, dis ook fyn, gaan dieselfde wees as driehoekie F van my groen driehoek. Driehoekie F van my groen driehoek, jy kan hom noem GFB as jy dit wil doen, of as hulle nommertjies het, ek gaan in hierdie geval nou sommer net sê F2. As hulle nie nommers het nie, gaan noem hom driehoekie GFB. En dan my rede wat ons daar gaan sê het, is my derde hoek van 'n driehoek. Derde hoek van my driehoek. Okay, dan het ek hulle nou gaan gelykvormig bewys, so dan sal ek dadelik eers gaan sê, okay, so dit wil sê, driehoekie SGB is gelykvormig aan driehoekie GFB, en my rede was hoek, hoek, hoek. Okay, en daar is hy gedoen, righty. Okay, so dan die laaste enetjie, hier sê hulle vir my, bewys dat SB maal FB gelyk is aan EB maal PB. So, my go-to sal wees om na my vorige frase gelykvormigheid te gaan kyk, om daai jou verhoudingkies te gebruik, wat vir my sê, byvoorbeeld SG op GF is dieselfde as GB bo op FB, en dis dieselfde as SB bo op GB. Gaan kyk vir die video van gelykvormigheid, as jy nie seker is daarvan nie. Maar ek het hierdie nou klaar gaan uitwerk, en een van hulle het baie lekker gewerk nie, en persoonlik dink ek jou evenredigheidsstelling is in elk geval baie makliker as gelykvormig. Ek sien ek nie een van hulle het regtig gaan werk nie, en ek het hierdie al vir julle gaan uitwerk, so persoonlik dink ek in elk geval die evenredigheidsstelling is baie makliker as gelykvormig, want al wat jy soek is 'n driehoek, en as jy 'n driehoek het, dan kort ek letterlik net soos parallelle lyne, and that's it. Okay, so kom ons kyk gou of as ek na my lettertjies ook gaan kyk, kom ons kyk gou. Sien julle, ek kan sien my 2 parallelle lyne, en dan kan ek gaan sê, SB bo op FB is dieselfde as PB bo op EB. Okay, so dis baie nice. Ons kan dit al so lank gaan doen. So, kom ons gaan kyk gou wat ons hier kan doen. Ek sal so lank my vergelykingkie gaan skryf om te sê SB bo op, ons kan sien dit gaan wees bo op FB, en ons weet dit is dieselfde as PB bo op EB. Okay, as jy daai gaan skryf het, onthou asseblief, jy moet altyd vir my jou rede skryf, is jou evenredigheidsstelling. Met jou evenredigheidsstelling, dan moet jy altyd net vir my gaan sê, want in hierdie geval wat ons gebruik het, ons het gaan sê PS is parallel aan DG, of jy kon net gaan skryf lyn parallel aan een sy van driehoek. Okay, maar dit is baie mooi in julle opsommings gaan uiteengesit. Okay. So nou wat ek gaan doen, eerstens sien ek, okay, hulle sin is in 'n mooi lineêre formaat, myne is nie, so kom ons gaan kry om in dieselfde formaat. So ek kan gaan sê, okay, SB maal met EB is dieselfde as PB maal met FB. Okay, ek is daarom al naby, ek het hulle SB daar, SB daar, ek het
EB nog nie, maar ek het 'n PB en 'n PB. So dit sê vir my, daar is my volgorde nou nog so 'n bietjie opgemix. So kom ons kyk wat ons kan doen. Okay. Kyk dan, as dit nie so is nie, gaan, soos ek julle geleer het, gaan kyk altyd eers na my skets, gaan skryf my goed neer, en dan gaan soek jy 'n link. Alright, so op hierdie stadium is my issue hierdie EB en die FB. So, as ek nou na my sketsie gaan kyk, het nou alles wat ek al gaan uitwerk het, daar is 'n klomp staf, ons het nou al het ons 'n klomp goedjies gaan gelykvormig bewys, maar kom ons werk gaan met hom uitgestel, ek het nou my sketsie van vooraf nou gaan uitvee met die obvious staf, kom ons kyk wat ons kan kry, ek gaan hulle in groen merk hierso, né? So, ek kan sien aan hierdie kant, ek wil julle met my redenering gaan hierso volg, dit sê vir my, as ek kom waar hulle wil hê ek moet kom, dit is die tweekies net omgeswap. So die redenering agter dit is om te kan sê, okay, as ek somehow kan bewys dat hierdie twee presies dieselfde is, dan maak dit mos nie saak aan watter kant hy staan nie. So dit sê vir my, as ek kan bewys dat EB en FB dieselfde is, dan is dit fyn, dan kan ek hulle net gaan omswap. En die manier hoe ek bewys dat hulle dieselfde is as ek kan bewys dat daai twee hoeke dieselfde is. Alright, so kom ons kyk of ons 'n manier het om dit actually te kan bewys. So, ek het hierdie kant ook 'n raaklyn, ek gaan hom sommer so maak. Ek gaan hom B1, kom ons gaan sê gestel B1, maak ek sommer as Y. Okay, so nou kan jy, ek gaan dit sommer net vir jou neerskryf hierso, dan kan jy klomp goed sien. So ek sien daai driehoek, dan kan ek gaan sê, wel, hoekie S1 is ook Y. En dan gaan skryf net altyd jou redes, in hierdie geval is dit my raaklyn koord stelling. Okay, oor dat daai enetjie Y is, kom ons kyk of ons nog ietsie kan kry. Right, ons het darm parallelle lyne, wat ek love. So as daai enetjie Y is, kan ek gaan sê hierdie F1 is ook gelyk aan Y, en dan my rede is my verwisselende hoeke, en dan weer eens, want PS is parallel aan DG. Alright. Okay, nou wat ons verder kan doen. Ons het daarom nou daai en as Y, so nou kan ek hierdie F ook gaan bewys as Y. Kom ons maak hom F3, of jy kan gaan sê hoekie DFB. Kom ons sê hoekie F3 is gelyk aan Y, en dit was my regoorstaande hoeke. Okay, ek weet as baie korter maniere om hierdie te doen, met jou gelykvormigheid sê jy sommer al klaar gesien het, dat hulle dieselfde is, maar ek gaan dit nou op die langpad doen, want in geval jy dit dalk nou nie gesien het nie. So nou het ek hierdie ouetjie actually gaan bewys as Y, great. So dit sê vir my, alright, as ek nou hierdie enetjie ook kan bewys as Y, dan is ek mos gefiks. En dan kan ek net sien, woe, parallelle lyne. So, as hy Y is daai enetjie ook Y. En ek kan dan hierso gaan sê, wel, hoekie E, kom ons maak hom hoekie E1, is ook gelyk aan Y, en my rede is verwisselende hoeke. So, nou het ek gaan bewys, hierdie is dieselfde. So, ek kan gaan sê, daai hoekie E1 is dieselfde as die hoekie F3, ons het dit nou net gaan bewys, nee? En op grond van dit, kan ek dan gaan sê, so ek kan gaan sê, dit wil sê, EB is dieselfde as FB. Okay? En my rede is hoeke teenoor gelyke sye. Right, of gelyke sye teenoor gelyke hoeke. Right, oordat ek nou bewys het, daai twee is dieselfde, kan ek letterlik hulle net gaan omruil. So nou kan ek maar net gaan sê, maar wel SB mal met FB is dieselfde as PB mal met EB. En as jy regtig wil, kan jy gaan sê, want EB en FB is dieselfde, want ons het dit nou gaan bewys. Alright, bietjie 'n langer pad hierso, maar dit is die makliker pad wat 'n mens kan, wat ek sou teen volg, of jy kon letterlik net soos gaan werk het met koopbinnehoeke, daar's 'n manier wat jy kon gebruik het, baie vinniger manier wat jy kon gebruik het, om, ek wil hom net vir julle wys, om my F te gebruik, sien julle daai enetjie, om te sê as hy Y is hy Y, en dis teen in die pad wat hulle wou gehad het jy moes volg, en dan sien jy daai ook verwisselend. So jy kon hom in 2 stappe gedoen het. Soos ek sê, daar is makliker maniere. Ek wys maar net die langer pad. In geval jy stak is in die vraestel, dan sien jy, hou net aan. Eventually kom 'n mens by iets uit. Alright. So die volgende enetjie, dis definitief een van my gunstelinge. Ek love it as hulle die vrae so gee. Hulle sê vir my, okay, hier is EG parallel aan QF, hulle gee dit daarom vir my, en
daai enetjie, yes. So ek sien driehoeke, so my go-to met hierdie dadelik. Jy gaan kry 'n parallelle driehoek of 'n driehoek met parallelle lyn, jy skryf sy verhouding neer en dan vul jy dit in en jy kry die missing link. That's it. Okay. Maar kom ons kyk wat hulle vir my gee. Hulle sê hierso vir my QE tot ER. Ek hou nie van die tot nie, ek hou daarvan om dit op 'n breek te gaan sit, so ek kan gaan sê QE bo op ER is dieselfde as 2 bo op 5. So ek hou daarvan om as hy nou op 'n breek is, nou kan ek actually iets daarmee dalk gaan doen. Right. So hulle sê vir my bereken met redes die lengte van GR. Okay, so ek kort vir GR. Wel, voordat ek gaan begin, kan ek gaan sien, okay, hulle sê vir my FG is 10 eenhede, maar ek het hierdie hele toetie daar. Okay, so kom ek gaan werk het gou eers met wat ek het. Alright, ek het op hierdie stadium, gee dit daarom vir my ietsie, ek het 'n driehoek met parallelle lyne, so dis al wat ek op hierdie stadium het. So ek sal gaan begin met dit, om te gaan sê, okay, wel, ek sien 'n driehoek, ek kan gaan sê QE bo op ER, weet ek gaan dieselfde wees as FG bo op GR. Maar jy sien, dit help my nou nog nie amazingly baie nie, maar kom ons kyk wat dit vir my gee. Okay, so ek gaan skryf dit neer. Ek kan gaan sê QE bo op ER is dieselfde as FG bo op GR. En my rede is jou eweredigheidsstelling, of jy gaan sê lyn parallel aan een sy van 'n driehoek. Okay, so ons het ons nou daai enetjie ook, jy gaan skryf hom, dit is alles mooi in jou opsommings, lyn parallel aan een sy van driehoek. Jy kan dit so ook sit. Okay, right, maar my doel is nie nou om vir jou stellings neer te skryf nie. Rightie, so wat ons gaan doen hierso, ek het nou my rede ook gaan skryf, onthou jy skryf hom. Nou kyk ons, hulle het actually vir my gegee wat QE op ER, so dit help my eintlik baie. So ek kan gaan sê 2 op 5, hulle het vir my gegee, is gelyk aan FG weet ek as 'n 10 en GR, wel dis wat ek wil bereken. Okay, nou al wat ons gaan doen, gewone algebra, is om te gaan sê, okay, kom ons gaan maal die GR daar, so ek kry 2 GR, is gelyk aan, en ek maal hom daar, 5 maal 10 is 50. So ek kry my GR, as 50 op 2 is 25, hulle het nie vir my gesê, dit is meter nie, so dit is net eenhede, so 25 eenhede. Okay, yay, daar is hy klaar. Super maklik, ek love het as hulle dit so vra. Okay, so ons het hom as 25, so kom ons gaan vul hom in. Okay, so kom ons kyk gaan nou die volgende een. Ek's mal oor hierdie vraag. Hulle sê vir my bewys nou, okay, dat FE parallel is aan PQ. So ek hou daarvan om te gaan redeneer om in reverse, om te sê, okay, indien PQ en FE parallel is, dan weet ek dat hierdie een bo op daai een dieselfde gaan wees as daai een bo op daai een, want dan kan ek actually my eweredigheidsstelling gaan gebruik, indien hulle parallel is. So dit is die pad wat ek daar sal volg. Ek gaan net eers my goedjies neerskryf. Ons het hierso hom as 'n 2x en 'n 5x, onthou dis nie eenhede nie, so jy kan nou nie sit as 2 en 5 nie. So ek weet hierdie hele toetie kan ek gaan skryf as 'n 7x. Okay, die rede hoekom ek so lankie lang ene gaan sit is want ek wil sien, ek kan sien daai ouetjie is 49, so ek kan sien ons gaan 10 in die lang ene gebruik. Hulle het dit vir my gegee. Okay, so ek gaan my driehoek eers identifiseer. Ek wil nou met hierdie driehoek werk, daai is die parallelle lyne. Okay, so kom ons kyk of ons 'n verhoudingkie kan neerskryf. Ek gaan 10 teen 1 daai afstand gebruik, en daai afstand, want dis al wat ek op hierdie stadium het. So, as ek gaan skryf, so kom ons kyk gou, nee, ek gaan sê FR, dis die lengte, sê nou maar, jy moet dit helemaal apart nog uitwerk, want ek kan nog nie sê dit is parallel nie. So, as ek gaan sê FR, bo op PR, en dan gaan werk hom uit. FR kry ek as 35 eenhede, want is die 10 plus die 25, en PR is 49. En as jy hier in jou calculator intik, 35 gedeel deur 49, dan kry ek 'n 5 op 7. Okay, en dan gaan kyk aan hierdie kant, nou moet ons kyk of ons my eweredigheidsstelling kan gebruik. Ons moet dan met daai enetjie, so ek gaan sê, heeltemal apart, ER bo op die lang een, wat QR is, en dan kry ek hom as 'n 5x bo op 7x,
en dis dieselfde as 5 op 7. En nou kan ek sien, die tweekies is dieselfde. En dan kan ek gaan sê, alright, hulle is actually parallel, want ek het hulle nou, moes my dit nou gaan bewys. Okay, so dit is hoe jy daai gaan redeneer. Dan gaan skryf jy nou maar net jou redes, ek het nou geredeneer om te sê, okay, ek sien my verhouding is dieselfde, so dit wil sê, hoe ek hom dan gaan skryf, so dit wil gaan sê, P is wel parallel aan FE, jy het so of nou jou omgekeerde evenredigheidsstelling gaan gebruik. So jy kan of gaan sê omgekeerde lyn, so omgekeerd, ek gaan hom neerskryf, maar hy is in julle notas, gaan kyk asseblief, omgekeerde lyn parallel aan een sy van driehoek, so dis my omgekeerde evenredigheidsstelling, of jy kan net gaan sê lyn verdeel twee sye van driehoek evenredig. Okay, so dit is die ander, maar dit is alles mooi in julle notas. Alright, en dis hoe ek daai enetjie sal doen. Nou, die volgende enetjie, hulle sê vir my hier, in die diagram hieronder is EMA die middellyn. So dit is een ding wat ek definitief al wil weet, is hulle sê vir my EMA is my middellyn, boom. So dit beteken ek het actually 'n middelpunt. So, paar goed wat ek dadelik weet hiervan, deur net daarna te kyk, weet ek weet daai is 'n 90 grade driehoek. Ek hou daarvan om my obvious stuff altyd eers te gaan insit. So ek weet daai is 'n 90 grade driehoek en dis sover wat ek die obvious goed sien. Okay. So kom ons gaan kyk gou wat hulle sê. Hulle sê nou vir my, right, bewys asseblief dat hierdie ligte groen driehoekie, dat driehoekie AEF, so driehoekie A, E en F, ons merk hom dat die groen driehoek gelykvormig is aan die geel driehoek. Driehoekie AMD, A, M en D. Okay, so hoe ons hierdie altyd gaan begin, is jy gaan skryf vir hulle, okay, in driehoekie wat hulle vir my vra, so in driehoekie AEF, en in driehoekie AMD is, okay, pos eers die video en probeer dit eers self, dis nie 'n moeilike enetjie nie. Onthou, as jy vashak, hulle gee al klaar vir my die volgorde. Hulle sê vir my, in my groen driehoek se hoekie A, daai enetjie, moet dieselfde wees as my geel driehoek se hoekie A, en hulle het eintlik al vir my gegee. So jy kan daai enetjie gaan sien. So ons kan nou begin om te gaan sê, right, hoekie A1 is dieselfde as hoekie A2, en hulle het actually vir my gegee. Okay, dan sien ek ook, jy sien sommer hierdie 90 grade, so ek kan gaan sê hoekie F is dieselfde as hoekie D1 en dit is 90 grade, en jy kan jou rede hierso gaan gee vir hoekie F wat 90 grade is, kan jy gaan jou rede gee, dit is hoeke in 'n halwe sirkel. Okay, so my derde een is net om te sê derde hoek van 'n driehoek, en dan moet jy mos nou altyd eindig om te sê, so dit wil sê driehoekie AEF is gelykvormig aan driehoekie AMD, en in hierdie geval het ons net hoek gaan gebruik. Okay, right, kom ons kyk volgende. Nou sê hulle vir my, bereken die numeriese waarde van AF op AD. Alrighty, kom ons kyk gou hierso. Ons het nou daarom hulle klomp staf hierso, ek gaan hom eers so los. Hulle sê vir my, bereken die numeriese waarde van AF op AD. So ek het nou nog net daai gaan gebruik, of bereken. Ek het nog net my evenredigheid, ek kan nog nie evenredigheid gebruik nie. Hulle gee niks parallelle lyne vir my nie, hulle sê net daar's iets wat loodrig is, en that's it. Okay, so kom ons gaan kyk gou wat ons kan doen. My go-to sal wees om my evenredigheid te gebruik, dit sal my beginpunt wees, maar soos ek sê, ek het nie parallelle lyne nie. So nou gaan kyk ek of kan ek my gelykvormigheid gebruik. My gelykvormigheid sê vir my AE bo op AM. Kom ons kyk of ons ietsie kry daar. AE bo op AM is dieselfde as EF bo op MD, en ons weet dis dieselfde as AF bo op AD. Alright, so ek weet ek gaan definitief dan nou daai gebruik, dit gee actually vir my ietsie, so nou moet ek net ietsie gaan kry tussen 'n EF en 'n MD en 'n AE, so kom ek gaan kyk net na wat hulle my skets vir my gee. 'n AE, hier is AE, waar is AE is daar, okay, en AM is daai, so ek dink ek gaan 10 teen 1 dit gebruik, want ek weet dit is 'n middellyn, so
ek sal my vergelykingkie gaan gebruik wat sê AE bo op AM is gelyk aan AF bo op AD. Right, so paar maniere om hierdie te doen, jy kan dit gaan skryf om te sê, wel, ek weet AM mal met 2 gee vir my AE, so ek kan sê AE gaan mos nou 2 keer AM wees. En my AM chill daar uit, en dan kry ek is gelyk aan AF op AD, so ek kry hom as 2, die numeriese waarde is 2. Party mense sukkel bietjie om dit so in te sien, so wat ek dan sal gaan doen is om te gaan sê, wel, gestel AM is gelyk aan X. Ek sit hom hier so bo. As AM X eenhede is, dan weet ek mos dat AE 2X eenhede is. So ek kan hom gaan sit. AE is dan 2X en AM is X, en dan sien ek my X se kanseleer weer uit. So daar's 'n paar maniere hoe mens dit kan redeneer. En dan kom as 2. Great. So ons weet hierdie ouetjie is dit 2. En jou rede vir wat jy dit kan gebruik, is jy gaan letterlik net vir my gaan sê gelykvormige driehoeke, want ek het dit mos nou al klaar bewys, en dan vir jou rede om te sê dat AM 2 keer, ofwel AM al met 2 gelyk is aan AE, is van dis 'n middellyn of radius is. So dis nie 'n baie, dis eintlik 'n baie obvious rede, dis nie baie moeilik nie. Okay, nou sê hulle vir my, okay, bewys nou dat AD kwadraat gelyk is aan CD mal DE. Right, let's go. Op hierdie stadium het ek nou nog nie baie veel ander staf om te doen nie, of wat hulle bewys het of iets nie, so kom ons kyk wat ons kan kry. So, eerste sal ek gaan kyk, kan ek nog my gelykvormigheidstellingkies gebruik? Okay, om te gaan sê hierdie wat ek hierbo gebruik het, kom ons kyk of ons lettertjies het. Om te sê, ek moet bewys dat AD kwadraat, so ek het 'n AD, onthou ek het vir julle gesê, sodra jy 'n kwadraat sien, moet jou brein dadelik dink aan 'n AD bo-op met 'n AD aan die onderkant, want jy weet hy gaan moet opmaal. So dis maar net so half jou go-to. So kom ons kyk of kan ek hierdie gebruik om te sê, wel, ek het 'n AD, dan het ek 'n CD en 'n DE. Okay, dit help my absoluut niksie, want hier is 'n CD en ek het 'n DE. Okay, en dit, ja, so ek gaan 10 teen 2 driehoeke moet gelykvormig bewys, want hierdie help my nog nie veel nie. Okay, so ek moet nou hierso, gaan ek nou kyk of ek my 2 driehoeke kan gelykvormig bewys, want ons het gesien my verhoudingkies werk nou nie lekker uit nie. So, om hulle te gaan gelykvormig bewys, mense go-to sal so half vir daai een wees, en daai enetjie. Maar dit gee nie vir my veel nie. Ek kan leer van koorde 4-hoeke, dan kan ek actually goed gebruik. So ek sal 10 teen 1 daai 2 driehoeke eerder wil gaan gelykvormig bewys. Dan kan ek actually iets doen. So kom ons kyk gou. So my eerste driehoekie, so jy begin om ons altyd om te gaan sê in driehoekie, kom ons maak hom 'n persdriehoekie, CDB. Nou ek weet nie nou wat die actual volgorde is nie. En in driehoekie, kom ons maak hom dan blou. So ek sal sê driehoekie AED. Driehoekie AED is, okay. En nou gaan lys ons die 3 staf wat ons kan sien. Okay, so nou op hierdie manier is dit baie makliker. Ek kan gaan sien in my blou driehoekie, hoekie A en hoekie C is dieselfde. So ek kan sê hoekie A2 is dieselfde as hoekie C. My rede is hoeke in dieselfde segment. Ek sien my strikdas. Right, en dan kan ek ook sien E2 en B is dieselfde. So hoekie E2 is dieselfde as hoekie B. En dan my rede wat ek daar kan gee, super easy, weer eens presies dieselfde. Of jy kon daai 2 gaan gebruik het as regoorstaande hoeke. So nou kan ek ook sê hoekie D1 plus 2 is dieselfde as hoekie D4. Jy kan hoe derde hoek van 'n driehoek of regoorstaande hoeke gebruik. Okay, so kyk, nou is dit belangrik om my volgorde te gaan regskryf. Nou kan ek gaan sê, so dit wil sê, driehoekie CDB is gelykvormig. Nou is dit belangrik. So, ons het nou gaan kyk, in my persdriehoek, so hoekie C, was die eerste hoekie C en A. So hierdie eerste lettertjie moet A wees. Dan in my persdriehoek, so hoekie D, was die blou driehoek ook so hoekie D. So, daar's 'n D, en in my persdriehoekie, so hoekie B,
is dit die blou driehoek se hoekie E. So in hierdie geval het ons actually die regte volgorde. Nee, ons het hom gemis. Okay, right. En so nou is in die regte volgorde. En dan my rede is hoek, hoek, hoek. Okay. Nou kan ek actually my vergelyking, my verhoudingkies gaan skryf om te kyk of kan ek nou eventually daarby uitkom. So ek weet ek gaan met 'n AD wil werk. So kom ons gebruik maar eers met 'n CD. Ons kyk of dit vir ons somehow iets bring. Okay, so kom ons kyk gou. Ek kan hierso gaan sê CD bo op AD gaan dieselfde wees as DB bo op DE. En dit is dieselfde as CB bo op AE. En dan my rede is gelykvormige driehoeke. So, nou moet ons gaan kyk na die lettertjies wat hulle vir ons gee. Hulle wil hê ons moet werk met 'n AD, so ek het al 1 AD. Hulle wil hê ek moet werk met 'n CD en 'n DE. So, ek sal 10-10-1 daai enetjie gaan gebruik. So, kom ons gaan skryf hom neer, om te gaan sê, so CD bo op AD is gelyk aan DB bo op DE. En dan gaan male kom ons nou net uit, want hulle sin is in 'n mooi lineêre formaat. So ek kan gaan sê CD mal met DE is gelyk aan DB mal met AD. Okay, so ek is al naby aan wat hulle wil hê. Hulle wil hê 'n CD en 'n DE en 'n AD. So my enigste verskil wat ek dan nog net het nie, ek het sit met 'n DB en hulle sit met 'n AD kwadraat. So as ek hom kan gaan werk en 'n AD bewys, yes, dan het ek dit. Okay, so kom ons kyk gou. As ek kan gaan sê, okay, hierdie ouetjie is DB, so my link moet DB en AD wees. So ons gaan kyk net na my skets. So as ek sê DB, daai enetjie, en ek wil hê hy moet dieselfde wees. Onthou, ons wil nou DB bewys as 'n AD. So nou kyk ek of kan ek bewys dat DB dieselfde is as AD. Okay, kom ons kyk of ons dit kan doen. Kyk net, ons kan dit doen. Hulle het baie in die begin vir my gesê, maar dit is die redenering wat ek wil hê wat julle moet sien. Hulle het in die begin al vir my gesê, ek weet ons nou klomp sketse, maar ek het 'n radius, sien julle 'n lyn van die middelpunt van my sirkel, wat loodreg is op 'n koord. Daarom weet ek, daai twee is actually dieselfde. Sien julle die redenering, gaan kyk eers, wat wil jy hê, en dan weet jy waarvoor om te soek. En nou kan ek gaan sê, okay, so AD en DB is actually dieselfde. En nou kan jy dit gaan invul om te sê, wel, DB is gelyk aan AD. My rede in hierdie geval sal dan moes nou wees 'n lyn van die middelpunt van 'n sirkel loodreg op koord. Maar al hierdie goed is baie mooi een vir julle gesit in julle nota, so gebruik al daai bewoording en goed wat ek baie mooi vir julle gesit het. So dan kan ek actually gaan sê, okay, so dit wil sê CD mal met DE is gelyk aan AD mal met AD, wat AD kwadraat is, en dan het ons hom bewys. Alright, so dit was ook bietjie nie 'n maklike een nie, maar nog 'n lekker euklidiese vraagie. Okay, so vraag 5, super lekker vraag hierdie. Al wat hulle hierso vir my sê, hulle sê vir my hierdie een is loodreg op daai enetjie, sodat hy loodreg is, weet ek al klaar hierdie twee sye gaan ewe lank wees. Jy kan nie vir jou pause en hom eers self probeer. Dis darm nie moeilike een nie. Hulle vra vir my bereken vir A1, so ek sien dadelik 'n baie mooi strukdas. So as hy 33 is hierdie een 33. Ek kan hom so lank gaan invul om te gaan sê, wel, D1 kan ek gaan sê is 33 grade. My rede is hoeke in dieselfde sirkelsegment of in dieselfde segment. En nou kan, omdat jy moet jou redes byskryf, en nou kan ek gaan sê, wel, AED is 90 grade. Ons weet, daai enetjie is 90 grade. So as hy 33 is, hy is 90, nou kan ek vir A1 lekker maklik gaan uitwerk as 57. Okay, so dis een manier om hierdie ouetjie te doen. Ander manier wat jy hom ook kon doen, is om te gaan sê, ek gaan werk met binnehoeke van 'n driehoek daar, want hy is 90 grade, en dan as ek vir B1 het, dan kan ek weer my strukdas gebruik om te sê, daai twee is dieselfde. Okay, right, let's go, volgende enetjie. Ons sit vir hoekie D2, so hierdie is 57, so om vir hoekie D2 te gaan kry,
Paar maniere om daai enetjie te doen ook, maar weer eens not bad. Ek sien dadelik my radiusse, ek love dit. Om te gaan sien, ek sien radiusse, so ek kan gaan sien hierdie hele hoekie D1 en D2 gaan ook 57 grade wees. As jy mooi gaan kyk na my radiusse, want ons kan sê OD, daarso, OD, weet ek mos gaan dieselfde wees as OA. Sien julle my mooi radiusse? So ek weet hierdie twee gaan dieselfde wees. So as hy 57 grade is, dan weet ek dat hierdie hoekie ook 57 grade moet wees. So ek sal letterlik om gaan skryf om te gaan sê D2 plus D1 gee vir my 57 grade en dan my rede sal wees wel OD is gelyk aan OA want ek het radiusse gebruik. En dan kan ek sê, so dit wil sê D2 is letterlik dan nou maar net 57 minus die 33 en dit gee vir my 'n 24 grade. Okay, dan wat ons gaan doen verder, vra hulle nou vir my, okay, bewys dat AE vir DAB halveer. So jy go to met dit, om te sê, bewys dat AE, so AE, daar is hy, vir DAB halveer. As 'n lyn 'n hoek halveer, beteken dit letterlik dat jy moet bewys dat hierdie twee hoeke dieselfde is. Dis letterlik al wat dit vir my sê. Okay, so ek as ek kan wys, hy is ook 57, dan weet ek mos dat hierdie lyn hom halveer. Weereens, nie 'n moeilike enetjie nie, klomp maniere om hom te doen, is om te gaan sê, jy, ek sien 'n 90 grade, boem, daar's 90, hier's my 37, en dan werk ek met binnehoeke van 'n driehoek en dan kry jy hom ook as 'n 57 grade. Okay. Righty, volgende enetjie. Nou vra hulle hierso vir my, jy kan hom eers pause en dit self probeer. Klomp staf wat ek daarom sien, ek sien 'n klomp parallelle lyne, so dit sal definitief teen my go-to wees. Hulle sê vir my gee met redes 3 ander hoeke wat gelyk is aan X. Okay, so kom ons kyk. Nog 3 hoeke wat gelyk is aan X. Hulle het daarom hierdie enetjie al vir my gegee. So, wat ek hierso kan gaan sien, is eerstens, ek sien 'n raaklyn. Dis great. As ek 'n raaklyn sien, dan soek jy dadelik of radiusse of 'n driehoek. Sien julle 'n pragtige driehoek daar? So dadelik kan ek gaan sê, okay, so B4 is ook X. Ek weet dis moeilik om hierdie goed in te sien, ek weet. So my eerste enetjie sal wees B4 is gelyk aan X. My rede is 'n raaklyn koordstelling. My raaklyn koordstelling. Okay. Ek het daai enetjie as X, nou sien ek, okay, wel, ek het 'n klomp parallelle lyne wat ek 10-10-1 kan gebruik, so ek het nou net 'n beautiful F. Sien julle my mooi F hier daar? So ek kan gaan sê, okay, so hoekie A is ook X. Hoekie A is gelyk aan X en my rede is ooreenkomstige hoeke. En dan jy moet dan vir my sê, want BD is parallel aan AO. En as ek daai enetjie het as X, ek het 'n middelpunt. As ek 'n middelpunt het, gaan soek ek dadelik radiusse. So ek kan sê B2 en hoekie E is dieselfde. So ek kan gaan sê, so hoekie B2 is ook X. En dan my rede vir dit gaan wees jou radie. So jy gaan skryf om te sê OB is gelyk aan OE en dan is radie. Okay, en dan het ek dit, wat ek met 3 hoeke wat X is. Great. Nou sê hulle vir my, alright, bepaal met redes vir hoekie CBE in terme van X. So kom ons kyk, vir hoekie CBE, waar is jy? Hoekie CBE, so ek moet hierdie hele toetie in terme van X gaan skryf. Okay, wel, paar goed wat ek sien, eerstens sien ek as daai stukkie, dis 'n middellyn, so ek weet hierdie hele deel, kom ons maak met 'n ander kleur, ek weet hierdie stukkie, daar's my driehoek, sien julle my driehoek, so ek weet hierdie stukkie is 90 grade, so as hy 90 grade is, plus daai stukkie, dan is hy net soos 90 grade plus X, so dit is hoe ek hom sal gaan skryf, is om te sê 90 grade plus X. Jou rede is om te gaan sê, wel, hoekie DBE het ons as 90 grade en dan dou jou rede hoeke in 'n semicirkel of hoeke in 'n halwe sirkel. Ek het hom mos my driehoekie gebruik.
En dan kan ek nou gaan sê, okay, so dit wil sê, driehoekie CBE is dan 90 plus X. En dan het ons omgedoen. Dis great. Righty. Nou vra hulle vir my, okay, bewys dat F die middelpunt van BE is. So, hoe ons hierdie enetjie gaan benader, is om letterlik te gaan bewys, of in reverse te benader. Alright. So dit sê, bewys F is die middelpunt van BE. So kom ons kry net gou eers wat ons moet bewys. Ons moet bewys F is die middelpunt van BE. Okay. Hoekie, so F, waar is F? Ek moet bewys F is die middelpunt van BE. Ok, so dan gaan vra jy vir jouself, alright, indien F die middelpunt is van BE, wat weet ek? Dan kan ek gaan sê, ok, nou, dan weet ek, daai dude is 90 grade, en daai dude is 90 grade. So as ek een van hierdie hoeke kan bewys as 90 grade, dan weet ek mos hulle is dieselfde. Ok, so kom ons kyk hoe ons daai kan doen. Ons weet nou al klaar, hoekie DBE is 90 grade, ons weet dit nie. Ons het hom ons nou al klaar bewys met hoeke en 'n halwe sirkel. So ek weet, daai ouetjie is 90 grade, en dan weet ek, want ons het in die vorige een, so hoe ek hom sal ook gaan skryf, is ek sal vir hulle gaan sê, en dis hoe ek hom gaan redeneer, is om te gaan sê, ok, ek weet, driehoekie DBE is 90 grade, en ek het hom bewys, alreeds bewys, en wat ook al die vraag se nommer is. Ok, nou kan ek gaan sê, wel, as hy 90 grade is, dan kan ek gaan redeneer om te sê, wel, dan moet BFO ook 90 grade wees, want ons werk mos nou hierso met my binnenhoeke. Sien julle daai, ne? Ek het twee parallelle lyne. Ek love parallelle lyne. So as hierdie enetjie 90 grade is, weet ek daai moet ook 90 grade wees, want ek het my binnenhoeke. So ek kan gaan sê, dit wil sê, driehoekie BFO is ook 90 grade, en my rede is my binnenhoeke. Boom. En dan moet jy vir my gaan sê, want BD is parallel aan OA. Jy moet daai vir my sê. Ok. En omdat hy 90 grade is, nou kan ek gaan sê, so dit wil sê BF is gelyk aan FE. Dis my volgende punt, om dit wel te sê wat jy nou bewys het, om te sê BF is gelyk aan FE, en dan my rede is om te sê, 'n lyn uit die middelpunt van die sirkel halveer die koord. Julle kan weer daai bewoording gaan kry in die opsommings, maar 'n lyn uit die middelpunt van my sirkel, en dan kan ek gaan sê, ok, so nou weet ek F is my middelpunt. Alright. Nou volgende enetjie, vra hulle vir my, hoekie bewys dat driehoekie CBD, so kom ons gaan merk hom, driehoekie CBD, ek gaan hom sommer in pink merk, driehoekie CBD, waar is CBD? Ek moet bewys, hoekie CBD gelykvormig is aan driehoekie CEB. Driehoekie CEB. Ok, kom ons kyk of ons dit kan doen. Onthou, hulle gee al klaar vir my eintlik die volgorde, so onthou om dit te gebruik. Right, so, let's go. As jy hierdie gaan doen, dan begin jy om ons altyd eers om te gaan sê, wel, ok, in driehoekie CBD, en in driehoekie CEB is, en dan gaan lys jy jou drie goedjies. Right, in hierdie geval sê dit vir my baie duidelik, ek kan sien, hoekie C van my pink driehoek is dieselfde as hoekie C van my geel driehoek. So ek sal net soos begin daar, om te sê, hoekie C is gelyk aan C, dit is 'n gemeene hoek. Boom. Nou sien ek, so as jy vashak, gaan kyk of jy jou links kan kry. Dit sê vir my, in my pink driehoek, driehoekie CBD, is hoekie B dieselfde as hoekie E as in my geel driehoek. So, my pink driehoek se hoekie B, moet dieselfde wees as hoekie E in my geel driehoek. En dan sien ek, ek het dit actually al klaar bewys. Right, so, maar dit is hoe ek my links kan kry, as jy gebruik die volgorde. So, ons gaan sê, wel, so hoekie, jy gaan skryf om te sê hoekie E, wel, ek het nou my pink driehoek gebruik, ek eerste so hoekie B4, is gelyk aan hoekie E, en dit was vroeër bewys. Right, ons het dit al bewys, is gelyk aan X,
en ons het hom al bewys, en dan in watse vraag jy hom ook al bewys het. Okay. En dan die derde enetjie, kan ek net gaan sê, wel, okay, hierdie, ons kan daai enetjie gaan sit, my derde hoek is om te gaan sê, derde hoek van my driehoek. Met ander woorde, my pink driehoek se hoekie D2 gaan dieselfde wees as die onderste enetjie, my geel enetjie, kan ek sien sy hoekie B, en dit is B hoekie B2 plus 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4, of jy kan hom gaan noem as hoekie C, B, E, jy kan hom so ook gaan noem. Alright, en my rede is my derde hoek van 'n driehoek. En nou het ek actually bewys, so dit wil sê, CBD is gelykvormig aan driehoekie CEB, en my rede is hoek, hoek, hoek. Alright, nou, die volgende enetjie. Hulle sê nou vir my, right, bewys nou, dat 2EF mal met CB, gelyk is aan CE mal met BD. Okay, so my go-to met hierdie goed is altyd, is gewoonlik jy vraagie direk na jou gelykvormigheid, sal ek hom gaan probeer. So kom ons kyk gou. Ek gaan skryf my verhoudingkies neer. CB boop CE is dieselfde as BD boop EB, en ek weet dit is dieselfde as CD boop CB. My rede is gelykvormige driehoeke. Okay. Nou wat jy gaan doen, is jy gaan kyk met die letters wat hulle wil hê jy moet werk. Hulle sê ek soek 'n EF, okay, ek het nie 'n EF nie. Hulle sê ek wil werk met 'n CB, ek het 2 CB's. Hulle sê ek soek 'n CE en 'n BD. Boom. So jy gaan werk met die verhouding, ek sal 10-1 dan met daai enetjie gaan werk. Alright, jy kan die ander een ook, maar ek soek spesifiek daai. So kom ons kyk of ons met hom kan werk. As ek gaan sê CB op CE, is dieselfde as BD boop EB. Nou gaan maal ons hom, nou gaan sê ek CB mal met EB is gelyk aan BD mal met CE. Okay, so kom ons kyk of ons iewers uitkom met dit. Ons gou, hulle sê ek moet uitkom by 2EF mal met CB. Hulle soek dit. Wat hulle soek is 2EF mal met CB is gelyk aan CE mal met BD. So ek het ten minste al BD en 'n CE reg. En ek het 'n CB, so my link, ek het 'n EB, wil ek somehow link met 2EF. So dan al wat jy gaan doen is jy gaan na jou skets toe. Kom ons kyk of kan ons EB en EF link. Hier is EB en daar is EF. En ons het mos nou klaar bewys, dit is die middelpunt, dieselfde as die vorige enetjie. Ons het gesê, right, so ek kan hom gaan skryf om te sê, sien julle dat EB gelyk is aan 2 keer EF. Ek kan mos sien, EF mal met 2 gee vir my EB. So ek kan sê EB, so wat ek letterlik hierso sal doen is om te gaan sê, maar EB is gelyk aan 2 keer EF. Okay, so al wat jy gaan doen in plaas van daardie EB, gaan skryf ek nou net, wel ek weet CB, so in plaas van my EB, gaan skryf ek hom nou as 'n 2EF. En ek weet dit is gelyk aan BD mal met CE. En dan die enigste ding net, as jy hierdie gaan skryf, onthou jy moet jou rede byskryf, om te gaan sê, want F is die middelpunt van BE. Okay, so ek weet dis 'n bietjie die mekaar maak vir regtig nie net soos van 'n memo afskryf nie, ek probeer dit vir julle verduidelik, die redenering agter dit, oor hoekom 'n mens dit so gaan doen. Alright, en dis hoe ek hierdie enetjie sal doen. Ek hoop daai het gehelp.